ervaar en die wind kan hoor waai, dat ons die koue so 'n bietjie kan ervaar in ons lewe en dat ons kan voel hoe U ook hierdie wêreld seën met reën. Here, dankie dat ons mekaar kan sien en dat ons hier kan wees, dat ons mekaar in die oë kan kyk en dat ons kan weet dat U met ons is, dat U by ons is en dat U elke tree saam met ons gee. Here, ons het nodig ook dat U ook vandag spesiaal met ons elkeen gesels in tye wat ook moeilik is, in tye wat ons ook U hulp die meeste nodig het, dat ons op daai tye regtig waarlik op U sal kan vertrou. Here, ons bid dat U elke tree saam met ons sal gee, dat U ons harte sal oopmaak in hierdie preek, dat ons ook sal luister dat U vir ons elkeen wil sê, en dat die vrug daarvan in ons lewens ook gesien sal kan word. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Goed julle, dis my baie lekker om julle hierso te sien vandag. Dit is 'n lekker koue dag en ons sien dit definitief dat dit 'n bietjie koud is en 'n bietjie reënerig is. As jy nou dink by jouself, 'n lekker warm kombers en 'n pannekoek klink nou fantasties, nê. Nee. Maar ek is baie bly julle is hier. As jy hou van die kombers idee, daar's al voor kombersies as ek reg onthou. So 'n lekker kniekombersie, kan jy jouself bietjie warm maak daarmee. Maar ons almal is hierso vandag en ons is bymekaar vandag want ons het gekom om die woord van die Here te hoor. En jy het gekom om in die Here se teenwoordigheid rustig te kom word en stil te word. Maar ons almal het hiernatoe gekom met ook dinge wat in ons lewe is en dinge wat ons pla en dinge wat in ons wêreld is en wat op die oppervlakte lê, goed wat ons aan dink baie. En ek wil jou net 'n oomblik gee om net te connect met dit waarmee jy tans worstel in jou lewe, wat dalk great is, goed wat jy dalk nou uitsien, planne wat jy dalk maak, daai dinge wat moet klaar gedoen word by die huis en wat soos 'n berg voor jou lê, al daai dinge wat nou jou gedagtes 'n bietjie opneem. Dink net gou vir 'n oomblik aan dit. Ek gee julle 'n oomblik kans om dit te doen. Dit waarmee jy vandag hiernatoe gekom het, is iets wat jy ook nou voor die Here kan neersit en sê, Here, ek vra dat U net hierdie van my af sal neem. Ek kom met my bekommernisse en my vrese en my gemoedkomings of my dinge wat swaar op my skouers lê na U toe en ek vra dat U dit sal rustig maak, dat ek kan hoor wat U vir my vandag wil sê. En Here, spreek ook tot my in hierdie omstandighede waarin ek is. En daarom kan ons sê, ek is hier vanmôre. So dan sommer sê dit almal saam. Ek is hier. En ek het gisteraand 'n ding gesien van iemand wat 'n onderhoud voer met iemand en hulle vra te vir die persoon, hoekom het jy hierdie vreemde ding gedoen? Hoekom het jy hierdie snaakse ding? Hoekom het jy so uit jou karakter uit opgetree daai aand toe jy dit nou so gedoen het? En toe sê die persoon met wie die onderhoud gevoer word, weet jy wat, ek het iets geleer. En dit is dat ons almal worstel met goeters in ons lewe. Ons almal het staf. Ons almal gaan deur goeters. En vir partykeere op party plekke raak dit net te veel vir mense. En dit het daai aand te veel geraak vir my en toe tree ek buite my karakter op. En daarom kan jy weet dat jy gaan dalk deur dinge in jou lewe en jy sukkel dalk met 'n klomp goeters. Jy worstel dalk met 'n klomp goed, maar jy's nie alleen in jou worstelings nie. Hiersoos almal wat van ons wat hierso sit vanmôre kon nou aan iets dink wat ons gedagtes opneem vanoggend. En ons almal het saamgekom na Jesus toe in hierdie kerk om te sê, Here, help ons in hierdie omstandighede. Praat met ons elkeen, dra ons, spreek tot ons. Here, maak die las in my ligter. Here, ek het U hulp nodig. Ek wil vandag U stem hoor. Here, asseblief. Ons almal sit hier in die teenwoordigheid van dieselfde Here. En daarom kan ons sê, ons is hier. Sê dit saam, 1, 2, 3, ons is hier. Maar ons het die geloof, nê? Nee. Die geloof dat Jesus Christus hier is. Matteus 28 sê, al die dae by julle tot die volëinding van die wêreld. Ons weet Jesus is hier. Ons vier Kersfees, dit sê Immanuel, God met ons. God is hier. Dit is waarom ons Kersfees vier. Dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het, om by ons teenwoordig te wees, in ons vreugdes en ons pyn en ons hartseer en ons moeilike tye. En daarom kan ons weet dat jy vanmôre in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus sit. En dat hy jou hoor. En ons kan vanmôre vir mekaar saam sê, Jesus is hier. 1, 2, 3.
Jesus is hier. Om teenwoordig te wees wanneer 'n mens by die Here se dinge kom en in 'n preek kom, is vir my so belangrik, want daar's soveel dinge wat ons gedagtes kan opneem, soveel dinge wat ons kan wegvat van die Here af. Jy weet, as jy weet, kyk as jou gedagtes by die koekies wat nog gebak moet word vir môre se bazaar of wat ook al, of jou gedagtes is op ander plekke, of jy tel hoeveel ligte dood is, of wat ook al daai dinge gebeur. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, die oomblik wat jy ernstig in gebed gaan, lei jou foon, kry jy 'n message, klop iemand aan die voordeur, huil 'n kind iewerster en jy wonder wat gaan aan. Dis ongelooflik. En dit sulke dinge kan gebeur want die vyand wil ons keer om in die teenwoordigheid van die Here ten volle teenwoordig te wees. En ek het op my foon op silent gesit en my data afgesit dat ek nie geplaag kan word nie. Dan lei my foon nog steeds. Dit is ongelooflik. Ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar dit het gebeur. En dan sê ek, Here, dis net so in 'n ander wêreld as jy besef wat die aanslag van die bose is om ons regtig teenwoordig by die Here te kry. En daarom doen ek hierdie ding voor die tyd om ons in hierdie oomblik te kry, om erkenning te gee aan dit waarmee ons sukkel en erkenning te gee aan die feit dat ons in die Here se teenwoordigheid is. Vandag se preek gaan oor vertroue. Ek gaan gesien of hy aangaan hierso. Jackie, ek dink julle moet net gou weer op die slideshow klik daar asseblief. Vandag se preek gaan oor vertroue. En dit is my wonderlik dat ek vandag hierdie preek kan doen. Nou, waar kom hierdie preek vandaan? Ek het in die laaste paar weke geweldig baie mense in my lewe gekry wat aan my toe gekom het en vir my gesê, Brahma gaan deur 'n baie moeilike tyd. En ek het in my hart gevoel dat dit belangrik is vir ons om te weet dat ons op die Here kan vertrou en dat die Here die pad saam met ons stap. Dit voel vir my asof die aanslag van die vyand baie toegeneem het in die laaste tyd vir die kinders van die Here. Ek beleef dit regtig baie en ek het nodig gehad om 'n bietjie self te delf in hierdie tema van vertroue en om 'n bietjie vanmôre met julle te gesels oor vertroue en wat dit vir ons kan beteken en hoekom ons dalk miskien so 'n bietjie sukkel met dit in vandag se tyd. So vertroue, ons gaan 'n bietjie gesels oor vertroue en iewers kom 'n helikopter ook in. Ek hoop julle gaan dit baie geniet. Maar ons het 'n bietjie oor die konsep van vertrou eers gesels. En vir dit gaan ons gaan die oomblik van 'n kindermoment gebruik om te gesels oor die konsep van om te vertrou. En vir hierdie het ek gevra of ek 'n paar kinders kan vorentoe kry. Arno, julle asseblief, julle moet gou vorentoe kom. Ons is 'n bietjie min gesaai. Daar sê Reinhard, Linke, julle kom asseblief vorentoe kom. Ek wil sê as jy nog Kimi, kom jy ook gou hierso. Ek dink ek het nou almal gesien. As ek julle nie gesien het nie, dan beteken ek kan nie sien nie. Malana, as jy kan ook saam met ouma vorentoe kom. Alright. Goed julle. So ek gaan begin deur om die eenvoudige gedeelte te illustreer. So vertroue gaan daaroor om regtig oor te gee, nê. Ek vertrou iemand, ek kan my lewe oorgee aan iemand, in iets, ek vertrou hulle met alles in my. So die normale ene is mos nou waar ons 'n trustful doen, nê, waar Arno my nou gaan vertrou. Hy gaan nou net bietjie aan die ander kant toe staan en dan gaan hy sy arms oplig en hy gaan agtertoe vaar as ek op 3 tel. Okay, agtertoe, nie vorentoe nie. Ek het al video's gesien. 1 2 3 dan val hy ou vorentoe. So jy moet agtertoe gaan. Okay, Amika, as jy mamma ook wil kom, is jy welkom. Okay. Right. So die idee is ons sê ons vertrou iemand. So Arno kan my nie sien nie. Ek is agter hom. Ek is onsigbaar vir Arno en ek gaan vir hom vertel en ek gaan sê Arno, vertrou jy my? As jy my vertrou moet jou bene reguit bly, nê? En dan moet jy net eenvoudig agtertoe val. Ek sal jou vang. Ek is daar. Ek sal jou vang. Okay? Eenvoudig. 1 2 3. Hoekom het jy my nie vertrou nie? Nee, ek is hier. Kom, toe. Julle sien, dis nie so maklik nie, nê? Dis nie so maklik nie, Arno. Nee. Jy wil self probeer jou ding regkry. Okay, kom ons try gou weer. Okay. Ek gaan jou vang, ek beloof. Ek is sterk genoeg en alles, ek gaan jou vang. Okay. 1 2 3. Sê, daar's ek maar net daar, hy het dit gedoen. Jy sê wat eet jy, Pel? Okay, nee. So dis die eerste deel van vertroue wat ons dan nou het, nê?
En dit gaan daaroor om te sê, ek gee oor in my lewe oor in iemand anders hande, my keuses oor in iemand anders hande. Ek weet hulle sal daar wees vir my. I know they've got my back. Ewen al kan ek hulle nie sien nie, al is hulle nie sigbaar in my wêreld nie, weet ek hulle is daar en hulle gaan my help en hulle gaan my vang. Nou as ons kyk hierna, het soos jy nou gesien het, Arno, 'n mens wil graag probeer om dinge by jouself te doen, hè. So ek gaan nou vir julle elkeen 'n strooitjie gee. En wanneer jy dinge by jouself doen, dan is jou, sorry Reinhard, gee my daai en daai is bietjie gebuig, vat hierdie ene. Okay. Wanneer jy dinge by jouself doen, is jou mag redelik beperk, né? So dit is nou, het julle al gehoor as jy praat van jy moet al die balle in jou lewe in die lug hou, né? So dis nou wanneer jy probeer om al die balle in jou lewe in die lug te hou. So wat julle gaan doen is, hierdie balletjie gaan nie werk nie. So ek gaan vir julle elkeen nou 'n pingpong balletjie gee. Okay, hou hom net so vas. Alright. Dis vir jou enetjie. Reinhard, dis vir jou enetjie. Gimme, okay, en ek gaan ook een kry. So, ons gaan nou in ons eie vermoëns probeer om hierdie balletjie in die lug te hou, okay? So wat jy doen is, jy vat die strooitjie, sit die strooitjie hier so neer. En dan moet jy blaas. Sodra jy geblaas, maar jy moet opkyk, né? Okay? Julle moet lekker blaas, né? Okay. Ek wil julle hoor. 1 2 3. Okay. Nou gaan jy die balletjie vat en jy gaan blaas, dan gaan jou hand wegvat, dan gaan jy sien die balletjie gaan op bly. Is jy reg? Right. So dis nou ons eie balle in die lug probeer hou, okay? Wil jy weer probeer? Okay. Maar jy moet 'n bietjie langer hou man, ons wil 'n mooi foto kry. Okay, is jy reg? Gimme is hy het jong. Okay. Ons gaan weer. 1 2 3. Okay, nou gaan ek bietjie. Kom ons net gou 'n foto kry man. Jy moet hou hom bietjie op in die lug man. Okay. 1 2 3 go. Julle kan 'n groot hande klap. Wonderlik. Julle kan die balletjie en die strooitjie hou. Okay, dis vir julle. Alraai. Nou, maar julle moet nog nie gaan sit nie. Okay. Julle het agtergekom, nê? Nee, eventually raak jou asem op. Okay, so jy kan nie die balletjie in die lug hou nie. Jou asem raak op en dan val hy oral heen en dan moet jy hom nou gaan soek en al die tipe van dinge, nê? Nee. Verbeel jou, ons kan iets hê wat hierdie balletjie die hele tyd in die lug kan hou. So ons sê hierdie is ons lewe en iewerster moet hierdie balletjie die hele tyd in die lug kan bly. Maar ons kan dit nie in ons eie krag doen en in ons eie mag en met ons eie keuses, ons eie dinge doen nie. Ons kort iets of iemand om ons te help. So en dit is nou waar 'n haardroër inkom. So ek weet nie heeltemal hoe hierdie goed te gebruik nie. Ek maak maar my bles droog. In elk geval. So verbeel jou hierdie haardroër is God, nê? Nee? En jy is die balletjie en jou lewe is die balletjie, sê gou. So hierdie balletjie kan op die ou en op die dag al hoe aangaan, hè? En miskien nou so 'n bietjie gaan jy dalk hier na die een kant toe, en dan gaan jy na die ander kant toe, maar God is heeltyd by jou. En soos jy op sy wind vertrou en op sy krag vertrou, is hy die hele tyd besig om jou te help. En is hierdie wind van jou lewe, die balle van jou lewe kan aanhou in die lug bly, want jy is in sy wil, né? Want jy vertrou op hom. Nou kyk jy gou hierso, né? Hierso is 'n onsigbare windtonnel wat hierdie bal in die lug inhou. Dis is soos daai onsigbare ou wat agter Arno gestaan het en gesê ek sal hom vang. Jy kan nie hierdie dinge sien nie. Jy kan nie hierdie windtonnel sien nie, maar hier is 'n hele windtonnel wat in hierdie balletjie is. En daarom as die balletjie bietjie links wil gaan in vertroue van die Here, is hy heeltyd besig om in God se krag te beweeg. Heeltyd besig om God te vertrou om op die regte paai te wys. Maar as jy nou iewerster besluit nee, jy is nie meer lus om dit te doen nie, dan val jy uit die Here se wil uit. En dan maak jy weer staat op die eie krag wat min is. Maar die oomblik wat jy weer in die pad van die Here kom, is daar 'n onuitputbare bron van krag
wysheid, insig, uitkomste, vermoëns en kennis waaraan jy kan deelneem. Hoe cool is dit? Okay. So die belangrike deel wat ons moet onthou is, die oomblik wat ons uit God se wil uit beweeg, die oomblik wat ons self goeders wil doen, die oomblik wat ons nie meer regtig hierdie vertroue ding wil gee nie, hierdie oorgawe vir die Here wil gee vir ons lewe nie, dan val ons uit sy wil uit, dan val ons weg van sy pad af. En dan moet ons weer op ons eie probeer om hierdie lewe van ons aan die gang te hou met 'n strooitjie, en dit werk nie regtig nie, nee. Stem julle saam met my? Right. So ek gaan nou nog iets probeer, né? Hulle sê jy kan 2 wees. Kom ons draai dit gou. Voor ons klaar maak. Ek gaan probeer 2 weer insit. Ek het dit 1 keer reg gekry vanoggend. En dan het weer 'n rukkie gewerk. Julle kan 'n handklap gee vir dit. En die illustrasie met die 2 is, as hy nou bietjie sterker is, dan kan hy langer daar bly. My illustrasie van dit is dis wat gebeur in 'n huwelik, nê. Nee. Daar's 'n dans tussen die 2 balletjies binne 'n huwelik wanneer ons in ons huwelik op God vertrou. Kom ons gee hande klap vir die kinders. Julle kan gaan sit. Baie dankie. Wonderlik. En as wat vertroue beteken is om, ek wil amper dit vertaal met om in die windtonnel van God te kan leef. Dit sê ek vertrou in die Here se krag en in sy almag en in sy wysheid en in sy insig om in my lewe die beste vir my te wil hê en dat sy wil in my lewe geskied. In Spreuke 3 lees ons vers 5 en 6: Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. En dis maar die gedeelte wat ek nou gesê het. Wanneer ons ten volle op die Here vertrou, is wanneer ons dan nou in hierdie windtonnel van God se almag en krag is. Wanneer ons besef, ek kan nou op hierdie stadium eintlik niks verder doen in my omstandighede nie. Ek is in God se hande. En maak nie saak hoe baie ons dink ons binne beheer is nie. Ons is maar eintlik altyd tot 'n mate buite beheer. En ons gaan later so 'n bietjie daaroor gesels. Maar solank as ek in die pad van die Here bly ek in hierdie windtonnel en is die Here daar om my ook in die lig te hou. En dit is wat vertrou beteken. Nou, terwyl ons nou so 'n bietjie praat oor vertroue, wil ek julle gou wys. Daar is 'n ongelooflike ding in hierdie wêreld wat hulle gemaak het. En ek wil julle net herinner aan wat dit is. Ons noem dit 'n helikopter. Nou, ek is seker van julle het al oor in jou lewe 'n helikopter gesien en ek weet nie wie van julle het al in 'n helikopter gevlieg nie. Ek kan gou sien wie van julle het al in 'n helikopter gevlieg. Laat ons 'n bietjie sien. Oh, wow, dit is wonderlik, nee. Dit is 'n ongelooflike ervaring om dit te hê. En ek weet nie wie van julle weet nie, maar 'n helikopter is 'n ongelooflike ding wat kan vlieg, nê. Eintlik moet 'n helikopter nie kan vlieg nie, maar hy vlieg. Hy kry dit daarom reg om te kan vlieg. Op 'n manier het hulle daai wetenskap uitgevind. En dit is ongelooflik as jy onder 'n helikopter staan en jy voel al daai thrust wat onder te kom en jy hoor daai groot gedruis van 'n helikopter en die sand waai so oral terheen. Ongelooflik vir al hierdie groot militêre helikopters met daai groot blades en goed. Dit is ongelooflik.
'n wonderlike ding wat ons kan doen. Ons kan mense red en mense help en alles met hierdie ongelooflike toestel. Maar het julle al hierdie dingetjie gesien? Het ek gou sien. Het julle al daai dingetjie gesien? Wie van julle weet wat dit is? Kom ek vertel julle wat daai dingetjie is. Daai dingetjie, hulle noem dit die Jesus nut. Het julle al gehoor van 'n Jesus nut? Wel, daai dingetjie is die ding wat die propeller en die router aan die helikopter vashou. Daar's een part, een bout wat in plek is, waar daai groot blades wat in die bokant is wat draai, aan die body vashou. En as die ding breek, dan val die helikopter se router effektief af en dan val daai helikopter na die grond toe. Hulle noem dit die Jesus nut, want as hierdie bout breek, gaan jy waarskynlik Jesus in 'n paar minute ontmoet. Dis regtig waar die naam Jesus nut vandaan kom. Hulle sê jy gaan Jesus ontmoet as die ding breek. Ek wil vandag so 'n bietjie die naam Jesus nut verander, want ek wil dit skoei op vertroue. Het jy al by jouself gedink, hoeveel vertroue 'n helikoptervlieënier in hierdie bout sit, as hy daai helikopter in die gang sit? Helikoptervlieënier weet presies wat die Jesus nut is. Hy weet presies wat sal gebeur as daai ding breek. Hy weet presies daai hele groot ding word aan mekaar vasgehou met daai dingetjie. En hy weet wat die risiko's is. En hy plaas steeds sy vertroue in 'n Jesus nut, in 'n bout wat gaan hou. En ek wil sê, as ons net soveel vertroue in Jesus wil sit, soos ons sit in 'n bout, hoeveel sal ons lewe nie dalk kan verander nie? As ons met soveel vertroue en soveel oorgawe op die Here kan vertrou in ons lewe, soos dat 'n helikoptervlieënier vertrou op hierdie bout, gaan dit verseker ons lewe verander. As jy vir 'n oomblik daaraan dink, dat ons in oorgawe voor die Here moet lewe. En dit is wat hierdie teksvers vir ons sê. Dit sê vir ons vertroue gaan oor oorgawe, om te weet dat ek in die hande van die Here is. Dit sê vir ons in die vers 5, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Hoekom is Spreuke baie ernstig oor hierdie gedeelte? Dit sê vir ons, God weet meer as jy. Jy staan op een plek en jy sien wat jy nou sien. Jy's in een vertrek en jy sien wat in jou lewe nou aangaan en wat hier plaasvind. Maar God sien alles. God sien wat in ander vertrekke gebeur, wat in ander vertrekke van jou gesê word. God sien hoe ander mense in hierdie wêreld miskien teen jou komplot of ander mense dalk daar is om jou te help. God sien dalk wat jy nie sien nie. God sien jou blind spots, want God is alomteenwoordig. En as jy volkome op die Here vertrou en die Here vir jou sê om hierdie pad in te stap, al is dit nie die pad wat jy dink die beste pad is nie, stap daai pad. Want die Here sien ook verder. Hy sien ook 'n keuse na hierdie keuse, 'n keuse verby hierdie dag, 'n keuse oor 'n week of 'n maand of 'n jaar. En hy wil jou by daai plek uitbring. En al wat jy nodig het om te doen is om hom nou te vertrou, terug te val in sy arms en te sê, Here, ek verstaan, ek gee hierdie as 'n tree in geloof. Die oomblik wat ek probeer op my eie insigte staat maak, die oomblik wat ek op my eie insigte probeer werk, ontneem ek God die voorreg om vir my die pad te wys wat hy vir my wil wys. Die oomblik wat ek nie vra, Here, laat U wil geskied nie. Die oomblik wat ek nie die Here kans gee om in my lewe in te werk nie, as ek net fokus op myself en my eie ek en wat my vermoëns gee, dan beweeg ek uit hierdie wêreld van vertroue uit. En dan neem ek die las van hierdie ding op my skouers. Dink aan jouself as 'n kind. En jy gaan see toe. Alwaaroor jy wonder as jy see toe gaan as 'n kind, is hoe lank gaan ons ry soontoe? En waar is die volgende garage waar ek nog 'n chippie of 'n koeldrank kan kry? En dan, jy wil net die see sien, en jy wil net met jou netjie daar in die see inhardloop. Dis waarop jy fokus. Al die ander goeders, al die ander stres, die kos, die petrol, die geld, die verblyf, die tolhekke, die verkeersdepartement, al die ander dinge waaroor jy sou kon worry as jy af gaan see toe. Jy worry nie daaroor nie, want jy gee dit oor aan jou ouers.
Jou pa en jou ma ry die kar, hulle gaan sorg vir die kos en vir al daai dinge. Jy het nie daai stres op jou skouers nie. En die Here sê vir ons, ons moet net soos 'n kind ook op hom vertrou. Ons het ook sê, ons klim in hierdie kar en ons besef, ons kan nie al die balle in die lug hou, wat ons behoort in die lug te hou, en aan alles dink, en al die blind spots dink, en al die verskillende moontlikhede dink wat kan gebeur, en al die dinge wat skeef kan gebeur, en alles nie. Ons moet dit vir hom gee. Hy is daar. En ons het op hom staat maak, op sy krag staat maak, nie net op ons eie krag nie. En die tweede gedeelte gaan oor dit wat ons doen. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad vat. As jy die Here ken in jou besluite, as jy hom wil eer met jou lewe, as jy na hom toe gaan in jou moeilikste tye en vir hom vra om jou te help, bly jy in hierdie windtonnel van sy genade en sy almag en sy krag, en kan hy in jou lewe inspreek, en kan hy jou op sy paaie lei. Maar die oomblik wat jy na jou eie insig toe gaan, as jy hom nie ken nie, beweeg jy uit sy windtonnel uit, en kan hy jou nie stuur in die rigting waar jy moet gaan nie, kan hy jou nie in die lig hou nie. En daarom is hierdie 2 verse in Spreuke vir ons so belangrik, om te sê, vertroue en oorgawe. Om te vertrou is om werklik te kan oorgee. Toe ek naderhand hierdie balletjie in die lug gehou het, ek het nie meer iets anders gedoen as om net te bly binne in die windtonnel nie. Dit het soveel van my skouers afgeneem. Dit het soveel paniekerigheid uit my uitgehaal, soveel probeer om dinge reg te kry uit van my weg te vat. Dit het letterlik 'n proses van oorgawe gekos. Ek sit myself in die hande van die Here. Maar hoekom is dit vir ons so belangrik, Here? Hoekom is dit vir ons so moeilik? Omdat ons in 'n wêreld van beheer lewe. Elke keer wat daar 'n nuwe tegnologiese uitvinding kom, elke keer wat daar 'n nuwe masjien kom, elke keer wat daar 'n nuwe iets kom, kan ons nog iets self doen. Kan ons nog iets op ons eie doen. Maak dit vir ons nog makliker om dinge te kan doen. Tegnologie is 'n ongelooflike uitvinding en dit stel ons in staat om soveel wonderlike dinge te doen. Vat nou maar net vir jouself as 'n calculator in wiskunde. Jong, 'n calculator is almal 'n lekker ding in wiskunde. Jy kan vinnig gou al die dingetjies doen wat jy moet doen, en deesdae is mos op jou foon ook, nê. So as jy gaan in die winkel is en jy moet uitwerk watse tip moet die persoon kry, hulle het vir R100, jy het iets vir R100 gekoop, dan sit jy nog steeds op jou foon met R100 plus 10%, okay, dis R110, jy weet. Iemand het nou net vir my vertel, ek weet nie wie dit was, jy het my gesê het, hulle het op 'n calculator gebruik toe hulle begin 1 plus 1 bymekaar tel het, nê. Want so het ons oorgegee aan tegnologie. En dit is nogal genuine so, nê. Oral waar ons gaan, is daar hierdie tegnologiese vorderings, en ons gee onsself oor in hierdie tegnologiese vorderings. En eintlik is dit 'n valse oorgawe, want eintlik gee jy net beheer weg vir 'n toestel. En sit jy jou vertroue in Meta se servers om nie te crash nie, nê. Ons is in hierdie wêreld geconnect met internet en al hierdie dinge. Jy kan vinnig met 'n persoon praat iewerster. Stuur vir hulle WhatsApp, as jy in 'n ander land is, WhatsApp call jy vinnig. Dis nie eens moeilik om iemand met ander lande uit te bel nie. Wat ook al jy nodig het in die lewe, daar is 'n toestel vir jou. En as daar nog 'n toestel is, maak ons een. Want ons kan hierdie probleem oplos. Wat doen ons? Ons is heeltyd besig om ons eie insigte en ons eie wêreld staat te maak om dinge en probleme te oorbrug. So ons kry hierdie valse beheer en valse onafhanklikheid, soos ons onsself oorgee aan tegnologie en al hierdie tipe van dinge wat ons mee besig is. En ons kan nie wegkom van dit af nie, want dit is deel van ons wêreld. Maar het jy al gedink, as jy na die wêreld gaan kyk, hoeveel van God sien jy in hierdie wêreld? En ek is van rede, omdat ons so staat maak op ons tegnologie en ons eie vermoëns, heeltemal die teenoorgestelde van wat Spreuke 3 sê, is die resultaat daarvan dat ons in 'n sekulêre samelewing leef, wat weg van God af is. Want ons het al hoe meer mag in ons eie hande om ons eie dinge te doen, en daarom maak ons minder staat op God. Dis 'n direkte resultaat van so 'n tipe lewe. Ons kan alles beheer, ons kan alles sien, ons kan alles vooruitskattings maak, ons kan al hoe meer dinge doen, en hoe meer dinge ons self kan doen, hoe minder voel dit vir my mense het die vermoë om in oorgawe te kan vertrou. Nou ek het spesifiek
hierdie Jesus nat gebruik, omdat ek 'n illustrasie wil maak, want van twee wêrelde wat by mekaar behoort te kom, en wat ons moet attent wees op, sodat ons wel in vertroue kan leef in die 21ste eeu. Aan die een kant, moet ons mekaar sê, ek moet vertroue hê in God. Kom ons vat 'n helikopter. As ek iewers heen vlieg, moet ek my vertroue in God plaas, dat hy my veilig sal kry by my bestemming. Dit gaan daaroor dat ek sê, ek gee my vertroue, ek gee my lewe oor, ek vertrou, God is wat my gaan veilig hou aan die ander kant. En aan die ander kant, het ons dan ook die tegnologiese gedeelte, wat ons sê, ek vertrou ook dat die Jesus nat gaan hou, om my aan die ander kant uit te bring. Maar wanneer ek net vertrou op die Jesus nat, wanneer ek net vertrou dat hierdie bout nie gaan breek nie, want hy is deur 'n Duitse maatskappy gemaak, dan verloor ek die vermoë, en ontneem ek die posisie van God, om die een te wees op wie ek vertrou. En reduseer ek hierdie hele rit, en alles wat kan verkeerd gaan na een ding toe. Maar God is die een wat alles raak sien. God is die een wat my by die plek uitbring, waar ek veilig moet kom. Hy is die een wat kan seker maak dat die vlieënier nie dalk 'n epileptiese aanval kry terwyl hy vlieg nie. Hy is die een wat dalk sien, daar kan 'n miljoen ander goed fout gaan met daai helikopter. Dis nie net daai een ding nie. Hy is die een wat al daai dinge vasvat in sy hande. En omdat ek op hom vertrou ek dat hy al daai dinge ook sal vashou om my veilig by my bestemming uit te bring. As ek as mens elkeen van die dinge wat sou fout gaan op 'n helikopter, op 'n lys skryf en oor hulle almal worry en seker maak hulle almal is heeltyd okay sodat ek nie val nie, gaan ek nooit in 'n helikopter klim nie. Ek gaan dit nooit doen nie. Want ek gaan nie genoeg geloof en vertroue hê in daai toestel om dit te doen nie. Want as daai pypie uittrek, dan loop daai vloeistof uit en dan val ek. So nou moet ek dit ook nagaan. Ek moet elke ding nagaan. Ek moet al hierdie dinge wat kan fout gaan in die helikopter, moet ek in my hande dra en seker maak dat hierdie ding nie val nie. Terwyl ek eintlik, wanneer ek my vertroue in die Here plaas, kan let go van hierdie dinge en kan dit geniet om in die helikopter in te klim en te kan gaan vlieg en vertrou dat almal hulle werk gedoen het en alles gedien soos dit moet wees. Dis 'n illustrasie van die twee plekke waar ons wêreld wat ons skep, waarin ons leef, waar ons nie vanaf kan wegkom nie. Die probleme wat jy by die werk het, die probleme wat jy by die huis het, die probleme wat jy in die samelewing het, die probleme wat in jou lewe is, die persoonlike probleme, is dinge waar ons nie kan vanaf wegstap nie. Dit is ons realiteit. Ons lewe daar binne. En ons kan so vasgevang word in daai realiteit. Ons kan so vasgevang word in die realiteit van die bout, dat ons nie die groter realiteit van God raak sien nie. En ons kan dan lam gelê word deur al die dinge wat op ons skouers rus en al die dinge wat ons probeer in die lug hou en al die balle wat ons probeer laat flout, dat ons effektief die vermoë om te lewe verloor en die vermoë wat God deur ons kan werk verloor. Want ons word lam gelê deur vrees, deur angs, deur die stres van ons lewe. En daai dinge is nog steeds deel van ons wêreld en ons kan dit nie misken nie. Ons kan nie net sê, jy weet, al die dinge is maar okay, ons gaan aan nie. Maar ons kan die hoop in ons omstandighede raak sien, wanneer ons besef, daar is 'n groter realiteit, daar is 'n groter God, en dis op hom wat ons moet vertrou om ons te help. En ons moet dieselfde vertroue in God plaas as wat 'n vlieënier in hierdie bout plaas. Dan sal die las op ons skouers ligter word. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Beteken, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, gee oor aan die Here. Gee oor aan die Here in gebed en smeking en danksegging. Moet sê, ek bid tot die Here en ek vra, Here, ek vra vir uitkoms. Ek vra dat U daar sal help. Ek vra dat U moontlikhede sal oopmaak wat ek nie sien nie. Dat U vir my wees sal wys wat ek nog nie ken nie. Dat U in die almag sal intree in hierdie omstandighede en sal help waar my krag opraak. Here, asseblief, ek vra U en ek smeek U daarvoor. En in danksegging, Here, ek weet, maak nie saak wat gebeur nie, ek sal nooit uit U hande uitval nie. Hierdie dinge gebeur dalk in my lewe, maar ek is altyd in U hande. En wanneer ek daai besef het, dat die lewe my kan skud, maar my nie uit die hande van God uit kan skud nie, kan 7 gebeur. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat beteken, 'n vrede
wat ek kan ervaar in 'n vredelose omstandighede. 'n Vrede wat ek kan hê, al is daar geen vrede om my nie. 'n Vrede wat ek kan hê, al is die wêreld besig om te vergaan om my. 'n Vrede wat iemand net kan kom en sê, ek verstaan nie hoe jy so rustig in hierdie omstandighede nie. En ek kan antwoord en sê, ek plaas my hoop op die Here. Hy is die een wat die uitkomste in sy hand vashou. Hy is die een wat my gaan dra. Hy is die een waar my krag vandaan kom. Ek maak nie op my eie wêreld en op my eie kragte en insigte in staat nie. Ek maak staat op 'n God wat groter is as hierdie realiteit. En daarom kan ek rustig wees. Kan ek kalm wees in die middel van my storms. En daai vrede hou wag oor my hart en my gedagtes in Christus Jesus. Daar's geen plek waar ek voel die bose en die vyand ons meer aanval is as in ons harte en ons gedagtes nie. Want wat is dit wat jy op die ouene vandag by ons wil hê? Ons aandag. Hy wil ons aandag wegtrek van hier af. Hy sal alles as hy vermoë doen om ons uit hierdie windtunnel van God se genade te probeer skud. En hy gaan jou besig hou met al hierdie dinge. En wanneer jy sit en top oor 'n klomp dinge, is dit nie noodwendig produktief in jou lewe nie, want dit verander niks in die omstandighede nie. Maar dit verstrengel jou gedagtes en dit ontneem jou vreugde en dit hou jou vasgekeer. En daarom sê Paulus vir ons moet kan let go. Ons moet kan sê, wel op hierdie stadium is dit wat ek as 'n mens kan doen, uitgeput. Ek het nou nodig dat die Here hier moet oorneem. En natuurlik kan ons vir mekaar sê, die Here neem op verskillende maniere oor, nê. Hy kan 'n nuwe insigte gee, nuwe paaie gee, mense oor die pad bring, of hy kan jou heeltemal in 'n ander rigting instuur in jou lewe. Maar daar is 'n baie verskillende maniere hoe die Here in jou lewe kan inkom en intree. En daarom weet ons en ons wag op daardie uitkoms wat die Here ook vir ons gee, maar ek kan te midde van my storm asemhaal en rustig wees. En daarom kan ons sê, die vrede van God, wat alles dan te bowe gaan, sal oor my gedagtes en my hart wag hou. Soos ek gesê het, ek het die laaste tyd regtig besef dat daar baie mense is wat deur baie goed gaan. En die boodskap wat ek vandag het vir jou is net om te sê, vertrou op die Here. Vertrou op sy krag, vertrou op sy almag, vertrou op sy uitkoms en vertrou dat wat ook al gebeur, God is daar. God is nou daar, God was daar en God sal vorentoe ook daar wees. En hy sal jou nooit uit sy hande laat val nie. Mag die vrede van God wag hou oor jou hart en jou gedagtes. Ons bid saam. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons die vermoë het dat ons in oorgawe tot U kan kom buig, Here, en in oorgawe tot U ons lewe kan gee. Here, ons bid dat U ons sal help om te vertrou. Here, dit is vir ons so moeilik. Ons wêreld, hele wêreld is eintlik gebaseer op alles wat ons kan doen en wat ons meer kan doen deur ons netwerke en ons slimfone en ons masjiene en ons karre en ons vliegtye en alles. Here, dinge wat vir ons in die verlede totaal en al onmoontlik gelyk het, word elke dag al hoe makliker om te doen. En so skuif ons fokus al hoe meer na onsself teen ons eie vermoëns. En Here, ons vra asseblief dat U ook ons net sal help om in hierdie wêreld waar ons leef, ook ons gedagtes so te rig dat ons nie ons vermoë om op U te vertrou verloor nie. Here, dit kan so vinnig gebeur dat ons alles op onsself wil vat en dit kan ons absoluut lam lê, Here. Ons bid dat U ons die wysheid en insig sal gee om op U te kan vertrou. En ek bid dat U vir elkeen hier vandag, met wat ook al hulle worstel in die lewe, wat ook al hulle deurgaan, hulle die wysheid en die insig en die krag sal gee om die besluite te neem wat hulle moet neem, sodat hulle in U wil kan bly. Here, seën ons elke dag en wees met ons en laat U heerlikheid oor ons lewens skyn en daar waar ons gaan en waar ons beweeg, dat ons ook hierdie heerlikheid met hierdie wêreld deel, 'n wêreld wat so stikkend en gebroken is. En Here, vandag vra ek asseblief dat die vrede van die Here Jesus Christus oor ons harte en ons gedagtes wag sal hou in die naam van die Here en dat dit ons sal kans gee om vrylik ten volle weer te kan lewe. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.